Gemeente, ons gaan vanaand klaarmaak met ons Jakobus reeks. Wim, as jy kan oorskakel vir my asseblief. Ons het lank stil gestaan, ons het hoofstuk vir hoofstuk, perikoop vir perikoop het ons Jakobus deurgegaan en vanaand die laaste gedeelte. En die skriflesing is Jakobus 5 vanaf vers 13 tot 20. Ek is seker ons sou nog so 2-3 maande kon stil staan net by hierdie perikoopie. Ja, dit is 'n ongelooflike gedeelte hierdie en dis 'n baie moeilike gedeelte hierdie om te verstaan en mense weet nie altyd wat om te maak met baie van hierdie gedeeltes nie. Ons gaan vanaand kyk of ons iets vir mekaar kan sê oor gebed. Kom ons lees dit en dan gaan ons van daar af verder. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Elia was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Toe het hy weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer. My broers, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sou hom terugbring, weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red en maak dat 'n menigte sondes vergewe word. Tot sover ons skriflesing vanaand. Okay. Jakobus is 'n praktiese boek. Dit is hoekom ons gesê die tema van hierdie hele reeks sover was praktiese geloof gewees. Maar jy het nou gesien dat Jakobus hy sluit stomp af. Hy sluit af net met 'n menigte sondes sal vergewe word. En dit is nie 'n standaard manier hoe iemand 'n boek sou afsluit nie. Inteendeel, ek dink as hy 'n bietjie vroeër afgesluit sou dit 'n perfekte afsluiting gewees het. Die gedeelte oor volharding byvoorbeeld, wat ons so 2 weke terug gedoen het of 3 weke terug gedoen het, sou baie beter afsluiting gewees het. Maar hierdie boek eindig eintlik verskriklik mooi. Jakobus het daar in vers 7, as jy kan oopmaak daar, sal jy onthou, die Here het gesê in 5 vers 7, broers, wag dan geduldig totdat die Here kom. En nou gee hy nog in die laaste oomblik van hierdie boek, gee hy nog vir ons ietsie van, maar ons weet die Here is op pad, hy kom. Maar terwyl ons vir hom wag, net weer die volgende. En dat ons laasweek het ons vir mekaar gesê, sê hy, maar terwyl ons wag vir die Here, terwyl ons op aarde is, terwyl ons partykeer onder moeilike omstandighede deurgaan, want dit is waarmee hy die boek begin het. Daai hele daar lank terug, in 1 vers 2 het hy gesê, julle moet baie bly wees wanneer daar beproewings oor julle kom. Okay, so nou kom hierdie hele boek bymekaar hierso en hy sê maar okay, hierdie mense het onder geweldige moeilike omstandighede geleef, vervolging, armoede was die ding gewees. Hy sê maar wag geduldig, die Here kom. Maar terwyl julle wag, die volgende. Praat altyd die waarheid. Ons het laasweek daarna gekyk en nou kom hy hierso en sê iets oor gebed. Hy sê dat ons is 'n geloofsfamilie en ek gaan nou iets daaroor sê wat altyd moet bid, gedurig moet bid, wat vir mekaar moet bid as jy siek is, wat jy sondes teenoor mekaar moet bely, en wat die gaan soek wat afgedwaal het van die geloof af. Nou, ofwel, wat afgedwaal het, wat die pad byster geraak het. Ons gaan 'n bietjie na daai paar punte vanaand kyk. Maar nou het julle opgelet, hopelik, as ons heeltyd Jakobus gelees het, dan veral vers 19, dan kom hy weer in met my broers. En ons kan dit vertaal met my broers en my susters. Vers 12, my broers. Vers 7, wag dan geduldig, broers en susters. En so kan ons aangaan. Die hele tyd kry ons hierdie idee dat Jakobus met ons praat in familietaal. En dit is baie belangrik. Dit is 'n belangrike ding om te besef dat terwyl ons op die Here wag, sê die Here, mag gee ek vir julle familie. En dan kry ons hierdie uitdrukking die hele tyd in hoe ons met mekaar praat as broers en susters, of hoe hy met ons praat. En as jy bietjie dink aan familie en familietaal, dan is familie is iets wat jy nie kies nie. Dis iets wat net na jou toe kom. Reg?
Dink bietjie, ek ken my familie, het al baie van hulle ontmoet. Ek self as 'n broer het nog 2 ander broers en 'n suster en een van hulle is in ons gemeente en ek het 'n pa en 'n ma en ek is baie bevoorreg. Maar ek het hulle nooit gekies nie. Hulle is net daar. Ons het gedeelde belang omdat ons familie is. En die mooi ding van familie en van familietaal is dat familie, wel in elk geval dit is my verwysing van familie, kyk uit na mekaar. Ons hou mekaar op die regte pad. Ons bid saam met mekaar. Ons bid vir mekaar. Ons deel met mekaar dit wat in my lewe aan die gang is. En hier is die ding oor familie, is broers byvoorbeeld, as ek nou maar dink aan my broers en suster wat ek het. Ons is by mekaar gevoeg en ons deel, sê maar die van voerie. Maar ek het nie regtig 'n keuse of ek as broer wil deelneem in my suster of broers se siekte of swakhede nie. Wanneer hulle ly, dan ly ek. Ek dra die gevolge van dit wat hulle baie keer doen in die lewe. En ek het nie gekies nie, dit is net hoe dit is. En hierdie familietaal wat Jakobus heeltyd hierso sê, as hy kom vanaand en hy sluit af hierso weer vers 19 met my broers en my susters, familietaal wat sê, ek en jy het 'n massiewe verantwoordelikheid teenoor mekaar. Ons moet saam mekaar kan bid, ons moet weerloos vir mekaar kan wees, ons moet vir mekaar kan sê wat in ons lewe aan die gang is, as ons teen mekaar verkeerd gemaak het, moet ons kan sê, jammer, ons moet dit kan bely, ons moet vir mekaar daaroor kan bid, want dit is wat familie doen. So, dan begin hy hierso, dan sê hy, maar 'n geloofsfamilie bid saam. Gelowiges moet bid. Totdat die Here kom, bid ons. En dan sê hy hierso, ons bid of ons swaar kry en of ons gelukkig is. En hier moet ons onderskei van siekte, want hy praat in die volgende versie van siekte. As hy hierso in vers 13 sê, as iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As hy opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. Hierdie swaar kry waarvan hier gepraat word, is swaar kry onder moeilike omstandighede. Dit is wanneer 'n gelowige fisies, geestelik, persoonlik, finansiëel in die moeilikheid is, of selfs in sy geloof in die moeilikheid is, nee. Sê hy, moet jy bid. Weet jy, ons is geneig om dinge so maklik, ons is geneig om dinge baie maklik dan te bid as dinge swaar gaan. Maar hy sê ook hierso, en ek gaan nou daaraan aanraak, maar as dit goed gaan ook, nee. So dit wat jy moet bid wanneer jy deur swaar omstandighede gaan, sê die Here, is bid. Koning Dawid byvoorbeeld in Psalm 18, dan sê hy hierdie dinge. Hy sê, in my nood roep ek na die Here, ja, ek roep om hulp na my God. In sy paleis hoor hy my geroep. Ek roep na hom om hulp en hy luister na my. So wat die Here sê is met my probleme, ek wil graag hê dat julle as familie en jy as familielid dan nou na my toe sal kom met jou probleme. En dat ons met die karakter of met die belydenis na hom toe sal gaan, soos wat Jesus na die Vader toe gegaan het, na sy Vader toe gegaan het, wat gesê het, Vader, nogtans nie my wil geskied nie, maar u wil geskied. 1 Petrus 5 vers 7 byvoorbeeld, gee vir ons hierdie baie mooi, hierdie baie mooi getuienis, wat sê, maar die Here wil hê dat, omdat hy ons Vader is, en jy sy kind is, en omdat ons in familietaal teenoor mekaar staan, werp julle bekommernisse op my, want ek sorg vir julle. So, eenvoudig net, en bid in swaar omstandighede, maar ook, as dit goed gaan. En kyk bietjie in jou lewe, as jy rondgaan in hierdie lewe, ons bid, en wel, ek kan dalk net vir myself praat, maar ek vang myself keer op keer, dat wanneer ek in die nood is, dan het ek die Here baie nodiger as die kere waar dit met my goed gaan. Stem jy saam? Ja, ek dink dit is so. Maar hierso kom Jakobus en hy sê, in aansluiting met wat Paulus skryf in 1 Tessalonisense 5 vers 17, wat sê, bid geduldig, nee, dis al wat hy sê, kortste vers in die Bybel, bid geduldig. Kom maar hierso weer en hy sê, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, in alle omstandighede, of het goed gaan of sleg gaan, bid. So, ons moet bid, geduldig wees in moeilike tye, en ons moet gelukkig bid in goeie tye, en lofliedere sing, dit is wat ons moet doen. Maar dan kom hy by die volgende gedeelte. Hy sê die volgende gedeelte waaroor hy hierso met ons wil aanraak, hy sê is dat ons as geloofsfamilie, wat die Vader in bid, wat saam met Jesus Christus aanbid, dit is ons saamhegtingspunt,
Hy sê, julle het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar as iemand siek is. En kyk mooi, wat sê hy so? Hy sê in die eerste plek, as iemand siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf onder aanroeping van die naam van die Here. Okay, paar dinge wat ons dalk hieroor moet sê en wat ons net klaarheid vir mekaar moet gee. In die eerste plek is, let bietjie op die verantwoordelikheid van die een wat siek is. Hy moet die ouderlinge roep. Dit is nie 'n kwessie van ons moet gaan uitvis, of die ouderling moet uitvis wie is die wat regtig baie siek is en wat regtig swaar onder moeilike omstandighede van siekte gebuk gaan en dit gaan naderhand so ver dat jy geestelik afgetam en moeg begin raak. Hy sê, roep die ouderlinge van die gemeente. Hoekom die ouderlinge? Want die ouderlinge verteenwoordig die gemeente. Hulle is die leiers, nee, dis die mense wat intree vir ons en vir ons gemeente by so 'n persoon. En hulle moet kom en so 'n persoon of hulle moet vir hom kom bid en dan moet olie kom salf. En nou hoor baie mooi want hierso is 1000 opinies oor hierdie ding en ons is geneig om wanneer ons hierdie gedeeltes lees vasstaak by die olie salf ding. Maar die beginsel wat Jakobus hier vir ons deurgee gaan oor gebed. Dit gaan oor gelowiges wat as een van julle ly rondom siekte, roep die ouderlinge dat die ouderlinge vir hom kan kom bid. En ons gaan nou 'n bietjie iets daaroor sê. Maar kom ons sê tog iets oor die olie, want olie was hoofsaaklik gebruik destyds. Het twee simbole gehad. Een was medisyne en die ander een was die simbool van teenwoordigheid. Party ouens sê iets van die Heilige Gees se simbool in daai tyd. So medisyne. So nou lees ons dat byvoorbeeld in die gelykenis van die barmhartige Samaritaan staan daar dat die Samaritaan het gekom en hy het hierdie persoon se wonde met olie en wyn verbind. Dit was medisyne, dit was as medisyne gebruik daai tyd om die wonde skoon te maak, nê, en om die weefsel sag te maak, so sê hulle. Maar dit het ook 'n simbool van God se teenwoordigheid. So vat die twee dinge saam, dan kry ons hierdie idee dat Jakobus en die Here sê vir ons hierso, as een familielid swaar kry, siek is, so siek is dat hy regtig waar nodig het om mense in te roep om vir hom te kom bid, laat hulle kom bid. Gepaardgaande met, in ons dag vandag, die beste medisyne en versorging wat jy kan kry. Want ons glo tog dat God werk, gee vir ons die kennis en die insig sodat ons medisyne kan kry wat ons kan help. So ons gaan in geloof na hierdie persoon toe en sê, Here, hier's iemand, een van die kinders wat geweldig siek is. Ons bid vir hom, ons kom tree vir hom en ons vra dat U hom sal gesond maak. Saam met dit vertrou ons U dat U ook die regte dokters en die medisyne sal gebruik om hierdie persoon gesond te maak en laat U wil geskied. Maar dit is 'n vreemde ding in ons gemeente. Ek meen nie, ek het nog nie in my 5 jaar ervaar dat iemand 'n hoop ouderlinge roep en sê, kom bid vir my nie. Maar tog sê die Here, doen dit. Dis waarvoor ouderlinge daar is. En dalk is daar 2 redes hoekom ons dit dalk nie doen nie. En een van die redes wat ons vir mekaar kan aanvoer is om te sê, maar dit is jy moet op 'n plek wees in jou lewe, vir jou om dit te doen is 'n geweldige weerlose ding. Ons praat oor vulnerability. Jy moet kan weerloos wees en sê, ek is swak. Ek is fisies swak, ek is geestelik swak. Ek het nodig dat julle onder aanroeping van die naam van die Here vir my kom bid. Maar dit beteken jy moet kan swak wees. En 'n familie kan ons dit nogal reg kry, weet jy? En die tweede ding is daar 'n tendens en ek sien dit by myself dat ons wil nie mense lastig val met ons probleme nie. Waar, nee? Nee man, die dominee en die ouderlinge is besig. Ek sal regkom. En hier is 'n ding wat sê, maar hierso sê die Here, maar dit is hoe ek wil hê julle as familie moet kan die dinge saam doen. Hoe ek wil hê dat die leiers van die gemeente, wat die gemeente verteenwoordig, kom in en julle bid vir hierdie persoon, laat U wil geskied. En die Here sê daar sal genesing kom. En belangrik hierso is dat ons weet nie
Jakobus los die saak vir ons oop. Ons weet nie wat se genesing hiervan gepraat word nie. Of dit fisies, of emosioneel, of geestelike genesing is nie. Punt bly staan net is dat, wanneer ouderlinge kom, en daar kom gebed, en daar kom die beste medisyne, is jy op die pad van genesing, en ons weet nie of dit geestelik, of fisies is nie. Hier's 'n pragtige ding wat hierin staan, wat ons nie ook moet mis nie. Hier staan ook dat die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Bely julle sondes teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Ons het nou iets oor daai genesing gesê. Ander woord kan vertaal word met sodat jy gered kan word, nee. En ons het nou genoem dat wanneer ouderlinge kom bid, sal daar genesing wees, of geestelik of fisies. Maar hier is die ding van siek wees. Want hier staan nou, net nadat hy praat oor siek wees, sê hy maar, bely julle sondes teenoor mekaar, so asof dit uit die bloute uitval. En hier is die ding, wat die ouens sê hieroor, is dat, het is so belangrik, dat 'n mens 'n tyd, en ek sien dit self, wanneer ek by jou kom kuier in die hospitaal, wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, is jy geweldig weerloos. Dit is 'n tyd wat jy geweldig oop is vir die evangelie. Dit is 'n tyd van nadenke, want jy's nie besig met die lewe nie, jy's nie besig om met verkeer vas te sit nie, jy's besig om in die bed te lê. En wat hy sê hierso is wanneer jy dan in die bed lê, of wanneer jy dan so geweldig siek is dit 'n punt in jou lewe waar die Here 'n mens wat daai siekte gebruik om jou tot stilstand te bring, sodat 'n mens ook bietjie kan nadenke hê oor jou lewe. En baie keer as mens, dit is in die stil word wat ons begin agterkom wat in ons verhouding met die Here staan en wat ons dit dan kan bely openlik teenoor mekaar. En dit bring ons by die volgende ding. Hy sê as jy weet, deel van hierdie blydenis ding, hy sê as jy weet jy het verkeerd gedoen teenoor iemand of 'n groep mense, is dit belangrik om jou sondes te bely teenoor mekaar, sodat jy geestelike en emosionele genesing kan kry. Mense, as ek teenoor my broer gesondig het, Wilbury of Benny of teenoor my suster gesondig het, vir ons om as 'n gesonde familie te funksioneer, het ek nodig om dit voor hom te gaan bely. Maar nie net dit wat ek teenoor hom verkeerd gedoen het nie, eintlik enige sonde wat ek dan nou gedoen het, wat teen die wil van die Here is, want dis die ding, en ons vergeet dit so baie, maar dit het weer hierdie ding te doen met weerloosheid, want as ons dit nie doen nie, dan kan ons nie vir jou as gelowige intree by die Here, en vir jou bid vir hierdie saak waarvoor jy sopas jou sondes bely het voor nie. En die feit dat jy, en die Here sê, hy sê as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Maar die hoofrede hoekom jy jou sondes bely, is sodat die wat dit aanhoor vir jou kan bid, soos ons nou gesê het. Nee. Jy moet in elke liewe situasie kan bid, en hierdie ding het ek geonderstreep, en ek wil graag vir jou uitlig. En die tweede ding wat hierby belangrik is, en ek gaan dit vir jou lees, is dat ons sondes moet bely teenoor mede-Christene, mentors, noem dit wat jy wil, accountability partners, wat jou aanvaar ten spyte van jou gebreke, om as intercessor vir jou op te tree. En hier is dit so belangrik dat jy mens iemand kry wat jy verantwoordelik hou en vir jou bid. En dis nog 'n ding van familie, is dat ons so oop kan wees, so weerloos kan wees teenoor mekaar, om vir mekaar te kan sê, kyk hoe lyk my hart, kyk wat gaan in my lewe aan. En dan beteken dit om nog steeds vir daai persoon so lief te wees ten spyte van wat in sy hart aan die gang is. Dis wat liefde is. Om gelief te wees teenoor iemand, al ken jy sy hart so oop en so bloot. Nog 'n ding wat hier so uitstaan vir ons as gelowiges en as familie. En ons het nou gesê, ons is 'n familie. En ek beklemtoon dit, want Jakobus beklemtoon dit, elke liewe perikoop begin hy met my broer en my suster. Kyk na mekaar. Ons moet bid. As ons gelukkig is, moet ons bid. As ons swaar kry, deur moeilike omstandighede gaan, moet ons bid. As jy siek is, bid. Gaan vir medikasie. Bely julle sondes teenoor mekaar, nee, en bid vir mekaar vir daai sondes. Wees weerloos teenoor mekaar, nee. Maar hier's nog 'n ding wat hy vir ons sê. En dis die laaste ding vir vanaand wat ons met mekaar gaan deel.
Hy sê as familie het julle 'n verantwoordelikheid ook teenoor mekaar se geestelike paadjies. Ons elkeen loop ons pad. En hier is 'n mooi beeld wat ek gekry het vandag van dis die paadjie wat ons loop, wat die Here vir ons gegee het. En ons sien 'n broer afdwaal of 'n suster afdwaal, dan het ons 'n verantwoordelikheid teenoor daai persoon. 2 gedeeltes wil ek vir jou uitlig wat dit so mooi belig vanuit die res van die skrif uit. Dit is Hebreërs 3 vers 12. En die ander ene is Galasiërs 6 vers 1. Kyk wat staan daar. Daar staan: my broers en my susters, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Maar solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. Nommer 1. Nommer 2 is Galasiërs 6 vers 1. Kyk weer, familietaal, julle. My broers en my susters, as iemand in een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp en pas op. Jy kan self ook in versoeking kom, dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Om van die waarheid af te dwaal, gaan nie net oor om van die dogma, nee, dit wat ons bely af te dwaal nie. Dit gaan ook oor om dit wat jy in jou lewe, nee, in jou lewenswandel, jou ek sukkel nou met Afrikaans, jou way of life, nee, dis om af te dwaal van ook hoe ons mekaar verantwoordbaar hou om te leef as gelowiges, nee. Dis baie belangrik. Sê, hey, ons te verantwoordelikheid teenoor mekaar, nie weer die moeilike ding, want ons gemeenskap vandag wil nie op tone trap nie. Ons haat dit om op tone te trap. Ons wil nie daai ongemaklike gesprekke hê nie. Ons sê vir onsself, en ek bely dit teenoor julle vanaand, doen dit self. Om 'n broer te gaan haal wat afgedwaal het, of om iemand te korrigeer, na aanleiding van hoe hy lewe, is 'n ongelooflike moeilike ding. Want jy trap op tone. En wat ons dan doen is ons los eerder die saak, en naderhand raak daai verhouding so stil, dat daai persoon eintlik heeltemal van die pad af gegaan het. So ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar, ons moet mekaar omsien, ons moet na mekaar kyk, ons moet vir mekaar lief wees, en ons moet bereid wees om daai ongewilde gesprekke te hê tot eer van God, want ons is familie. Ons is gelowiges. Hier sit vanaand mense langs jou, en dit is jou boetie en jou sussie, jou broer en jou suster, en jy het 'n verantwoordelikheid teenoor hom. Dis nie net, en hierso wil ek dit beklemtoon ook, want dis wat die mense wat my gehelp het om hierdie gedeelte te verstaan ook sê. Dis nie net die werk van die dominee en die ouderlinge om wanneer iemand siek is, vir hom te gaan bid nie, dis ons almal se taak. Ons is familie. Dis ook nie net die taak van die predikant en die ouderling om iemand wat afgedwaal het te gaan opsoek nie. Jy weet van mense wat of weggeraak het van die pad af, van geloof af, heeltemal koud geword het, en dalk is dit weens sonde, dalk is dit net weens 'n algehele koudheid, dalk is daar iets verkeerd na 'n persoon se lewe, maar jy weet wie dit is. Ons het 'n verantwoordelikheid om daai mense te gaan haal, bloot oor dat ons God se familie is. Ons kan nog baie sê oor hierdie gedeeltes. Ons het soos 'n outomatiese geweer vanaand deur hierdie ding gedraf. Maar en ek gaan afsluit, en hier is wat jy moet hoor. En as jy nog vanaand dit nie gehoor het nie, dan het jy nie geluister nie, maar ons is familie. Ons is familie. Ons te verantwoordelikheid teenoor mekaar. En weet jy, op die einde van die dag, as ons 'n familie is, en ons kyk na mekaar, en ons is lief vir mekaar, en ons bid vir mekaar, en ons roep die ouderlinge, en ons bely ons sondes teenoor mekaar, en ons het hierdie vermoë om weerloos te wees in 'n gemeenskap wat nie weerloos wil wees nie, wat sê, wees sterk, en staan sterk, en ons het hierdie ding om in liefde na mense toe te gaan, en vir hulle te sê, waar is jy in jou lewe? Waar staan jy voor die Here? Jy was hier gewees, maar ons sien jou nie meer nie. Is die manier hoe ons vir die wêreld daar buite wys wie God is en hoe hy lyk. En dis op die einde van die dag dalk een van die hoofredes hoekom ons dit doen, dat ons vir die mense kan wys hoe lief ons God ons het, hoe lief ons Vader ons het, want ons is mense wat saamgesnoer is in Jesus Christus, hy tree vir ons in, hy is ons ouer broer, hy was bereid om sy lewe vir ons af te lê,
Hy was bereid om deur smart en pyn te gaan, vernedering deur te gaan, op tone te trap, weerloos te wees, kaal naak in 'n kruis staan vir jou. Hoekom sal ons hom nie volg daarin nie? Die Heilige Gees staan ons daarin by. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vanaand wil ons as gemeente U loof en prys, dat U ons gelei het, Sondag aand na Sondag aand, om prakties te sien hoe geloof werk, hoe dit lyk. Hoe dit lyk binne die familie van God. Hoe dit prakties uitgeleef kan word, die verantwoordelikheid wat ons het teenoor mekaar. Vader, U moedig ons aan om te volhard hierin. U moedig ons aan om te sê, maar die einde is naby, maar dit is hoe ek wil hê julle moet lewe. Vader, vanaand bid ek dat ons gelowiges dit opnuut sal besef. Dat ons hierdie ding wat ons terughou om daai gesprek te hê, of om mense te bel en te sê, help, dat ons dit sal laat gaan, omdat ons al meer besef dat ons ingebind is in Jesus Christus en die prys wat daarvoor betaal is. Vader, bid vir elkeen vanaand hier so wat hierdie woorde gehoor het, dat ons gebed die asemhaling van ons geloofslewe sal maak. Dat ons sal bid, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Dat ons vir mekaar sal bid, dat ons sonde sal bely, dat ons dit wat skeiding bring tussen ons en U uit die weg sal ruim, en dat ons U sal eer net vir wie U is. Ons bid hierdie ding in die naam van ons verlosser Jesus Christus alleen. Amen.